Wie van julle raak gou verveeld? Wie van julle sukkel om 'n langtermyn doel te bereik? En jy gee op wanneer jy so halfpad is. Dit gebeur met oefenprogramme, met dieetplanne, met nuwejaarsvoornemens, met baie dinge. Dis moeilik vir ons om vir lank met iets aan te hou. Die kultuur waarin ons leef maak dit ook nou nie veel makliker nie. Vervaardigers maak elke jaar nuwe modelle van hulle produkte en dit laat ons voel asof ons model, wat dalk maar nie 2 tot 3 jaar oud is, nou heeltemal verouderd is. Die mense het selfs name vir dit. Jy al gehoor mense sê hulle het FOMO. Dit beteken nou hulle het 'n fear of missing out. Vir wie van julle jonger werkendes is dit maklik om jou klein salarisie so op te deel dat jy geld kan afstaan om te spaar vir een dag. Vir baie is dit nie maklik nie. Dit is so lank om te wag dat daardie geld vir jou een dag plesier sal bring. Dis veel makliker om nou iets daarmee te gaan koop. Maar dit help as ons elke nou en dan 'n beloningkie kry wat sê, mooi so, jy vorder goed, jy's op die regte spoor, hou so aan. Dis waarom daar so baie beloningsprogramme aangebied word deur maatskappye. Dink maar aan mediese fondse of groot winkels. Hulle behou ons aandag en ons lojaliteit deur so nou en dan vir ons te laat voel ons het iets teruggekry vir wat ons ingesit het. Ek wens tog net hulle kon nou maar vir ons eerlik net reguit gesê die geldwaarde van daai beloning wat kom ons sê nou maar gegee word in NG Kerk myle as ons so iets sou gee, dat dit gelyk is aan gewone randwaarde. Maar nee, nou sit hulle 'n 0 by. So iets wat R10 werd is, word nou 100 NG Kerk myle. Klink mos dan baie beter nie waar nie. Wel, so word ons gemotiveer, want ons het nou duisende van hierdie myle tot ons beskikking. Nou ek is bevrees dis glad nie goeie nuus vir gelowiges nie, want die geloofspad, die disippelskappad waarvan ons elke week in die kerk praat, is nie 'n kort pad nie. Dis 'n lewenslange pad. En die belonings waarna ons soek, kom dikwels eers baie later, nie gou nie. Hoekom nie? Dit gaan om verandering van ons gedrag. Verandering van die ou mens na die nuwe mens. Van die mens wat uit die vlees lewe, na die mens wat onder beheer van die gees lewe. Hierdie soort verandering neem tyd. Meestal 'n leeftyd. En daarom het ons baie bemoediging nodig vir hierdie pad. Ons het spanmaats nodig wat ons voortdurend motiveer en inspireer om op die pad te bly. En dit het die mense in die tyd van die Bybel ook al geweet. En daarom het hulle mekaar op verskillende maniere aangemoedig. So ons gaan nou lees uit Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink aan hom, wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. In hierdie verse word die groot rede waarom hulle in die eerste plek disippels geword het, beklemtoon. Hulle kyk terug na Jesus, wat self gelei het vir iets wat later sou uitloop op groot vreugde. Hy moes eers swaar kry, ly en sterf, om so vir ons met God te versoen. Jesus het nie net sy hande geklap, skielik, en net so was almal se verlossing daar nie. Nee, hy het die mense se pad geloop, en hy het die teenkanting van die mense ervaar, soveel so dat hy moes sterf
om die oorwinning te behaal. Maar hy het nie daarvoor teruggedeins nie, hy het volhard. En dis wat die Hebreërskrywer vir ons wil herinner aan. Verder beklemtoon hy ook dat daar baie ander mense is wat soos ons in hierdie Jesus glo. Hulle het voor ons gelewe en nou ook tussen ons. Ons moet hulle sien asof hulle soos 'n skare mense is wat op 'n paviljoen sit en nou vir ons skree en aanmoedig, sê, dis nou julle beurt op die baan, hou vas, hou aan, hou uit, dis die moeite werd. In 2 Korintiërs 1, vers 1 tot 3, skryf Paulus ook in hierdie trant. Hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Want, net soos Christus se lyding oorvloedig oor ons kom, so is ook ons bemoediging oorvloedig deur Christus. Paulus neem ons ook terug na God toe, vir wie hy noem die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging. Hoe weet ons dat hy regtig hierdie name waardig is? Paulus herinner ons dat Jesus, wat ook God is, self baie gelei het en dat ons as disippels ook sal ly vir ons oortuigings. Maar hierdie Jesus sal ons ook bemoedig, omdat hy ons nou al reeds, kan ons maar sê, bietjie laat proe aan die uiteindelike oorwinning. Die positiewe verandering wat ons in onsself beleef, die groei in ons geestelike karakter, dit is die beloning wat ons ervaar en wat ons aanspoor. En dit sluit dan nou aan by die derde manier waarop ons aangemoedig word om te volhard op die disippelskappad. En dit is deur mekaar te ondersteun en aan te spoor. In 1 Tessalonisense 5 vers 11 lees ons, daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in die geloof opbou, soos julle inderdaad doen. As Paulus hier die woord opbou gebruik, dink hy aan 'n langtermynproses. Soos 'n gebou nie oornag klaar kom nie, so ook nie mense wat al hoe meer verander om die beeld van Christus te wys nie. Paulus beklemtoon dat die bouwerk ons almal se verantwoordelikheid is. Ons bou aan mekaar. Op die disippelskap pad loop ek nie alleen nie. Ek het mense nodig om vir my te help as ek verdwaal, as ek val, as ek moeg is en nie meer verder wil gaan nie. Nou, hoe doen ons dit? Hoe kan ons dit doen in 2025? Die eerste is, ons begin deur ons te omring met ander disippels. Ons identifiseer met ons vriende. Daarom kom ons by mekaar by die erediens gereeld. Of dalk in 'n klein groep, ons het dit in die afgelope paar weke gehad. Of as geloofsvriende by huise, in informele en formele saamweesgeleenthede. Ons doen moeite om vir ons gewone vriende te wys, ons is ook geloofsvriende. Ons help mense, soos Jesus vra ons moet doen. Ons praat oor ons probleme, ons soek hulp as ons probleme het. Ons ontvang hulp en raad van ons geloofsvriende, en ons gee ook vir hulle raad en hulp. Ons moet nie toelaat dat ons gewone vriende nie weet dat ons eintlik disippels van Jesus is nie. Ons moet vir hulle sê waarvoor ons staan, maar ons moet dit ook wys deur ons dade. Elkeen alleen, maar ook as gesinne. Gesinne kan kies hoe hulle ander gesinne kan bystaan. En nou, net hier op hierdie punt, toe ek hierdie woorde pas neergeskryf het, in my voorbereiding vir hierdie boodskap, bel iemand my en sê, Dominee, ek verstaan die Jode het 'n gebruik om mense te seën. Ek wil graag vandag vir jou seën met mooi wense, en ek wil vir jou dankie sê vir wat jy vir ons in die gemeente doen. Och, dit was
Dit was net vreeslik wonderlik om te ervaar dat terwyl ek nou daaraan dink, doen iemand dit. Sien julle hoe maklik dit kan wees. So wat ons sê is, ons kies om aan die groter geloofsgroep te dink as 'n span waarvan ons deel is. Ons het mekaar nodig om die beste resultaat vir almal te bereik. Iemand het dit so gestel, each of us together shows all of God's graces to the world. 'n tweede manier vir 2025. Die groter doel van hierdie saamwees met ander mense is om te groei as geloofsmense. Hierdie interaksie tussen ons as spanlede het nie net ten doel om mekaar tydelik beter te laat voel nie. Ag, foei tog, ek kry jou jammer vandag of so nie. Nee, dis iets wat ons doelgerig moet volhou sodat ons lesse leer uit elke keer, elke gebeurtenis waar ons deur ander gehelp is. Ons moet begin om nuwe gedrag aan te leer. Doelgerig, intentioneel moet ons al meer die beeld van Christus begin wys. So die lewenslesse wat ons leer, die stryde waardeur ons gaan, is deel van 'n vormingsproses waarmee God met ons besig is. En daarom moet ons soek vir geleenthede om te groei. Ons moet vra, hoe kan ek deelneem aan 'n klein groep? Hoe kan ek dalk saam met ander gaan bid? Vir wie kan ek 'n mentor wees? Of by wie kan ek self nog iets leer? En nog meer van hierdie soort vrae. In dit alles laat ons die Heilige Gees toe om ons te leer hoe nuwe mense lewe. Die derde en laaste is die behoefte aan bemoediging wat ons as mense het. Wanneer ons by mekaar verbyleef, wanneer ons mekaar se lewensstryde ignoreer, voel mense asof niemand hulle liefhet nie. Hulle voel onbelangrik, hulle voel nutteloos, vergete. Mense het 'n baie groot behoefte aan woorde wat hulle laat onthou dat God in sy groot genade steeds naby hulle is en daarom roep hy my en jou om ander te bemoedig. Doen dit daagliks. Maak dit jou gewoonte. Maar wees altyd eg en opreg. Bedoel wat jy sê. Volg jou woorde op met dade waar dit nodig is. Doen dinge waaroor jy praat. Wees 'n voorbeeld vir ander mense. Dink ten slotte hieraan. Ons sukkel hiermee, selfs met ons kitsbevredigende items wat ons so baie van het, om waarlik gelukkig en met moed te lewe. Hoekom sukkel ons? Omdat ons self nie meer ervaar wat ware gelukkige verhoudings is nie. In ware gelukkige verhoudings ervaar ons wat aanvaarding is en wat ondersteuning is, wat meelewing is. En dit bou aan gesonde selfbeelde wat dit dan vir ons makliker maak om na ander uit te reik. Wees vandag vol moed. Die pad waarop jy gekies het om te loop, is die beste pad wat jy ooit kon vind. Stap met sekerheid en jy sal lewensgeluk ervaar.